Vandag bespreek ons die feit dat jy individueel ongelooflik spesiaal vir God is. Ek is David Spesiaal en hierdie is jou Bidkos tot krag. So sit ons die oggend in die skool en geniet 'n dubbel wiskunde periode. Ek en my vriende besluit, weet jy wat, die lewe is te kort vir wiskunde. Daar's baie beter dinge om te doen in die lewe. Maar hoe kom ons uit hierdie periode uit? Baie maklik. Vir ons is dit logies. 'n Bombscare. So ons het 'n slim plan. Ek en my een vriend, wat 'n tablet het met 'n app op, wat jou stem kan vermom. Steek ons hande op en ons vra vir meneer om verskoon te word. Daarna gaan ons terug koshuis toe en ons neem my stem op sy tablet waar ek die boodskap los. There is a bomb in the school. Happy hunting, suckers. Daarna vermom hy my stem met al hierdie mooi goedjies, laat dit klink soos een van hierdie bad guys in die Hollywood movies. Ons gaan toe terug klas toe en ander twee vriende steek hulle hande op en vra, meneer, kan ons asseblief verskoon word? Hulle gaan toe terug koshuis toe met die tablet en daai tyd was daar nog nie selfoon nie, so hulle die tikkieboks gebruik. Bel die skool antwoord, goeiemôre, en hulle speel my boodskap oor die tablet. Die idee was dat sou iemand miskien my stem herken het, dan kon die onderwyser vir my gesê het, of dan het die onderwyser gesê, maar hy was in my klas, dit kan nie David wees nie. Die absolute perfekte plan. Behalwe vir een ding, ons skoolhoof, wat baie slimmer as ons almal saam was. Jy sien toe die polisie en alles en almal opdaag, het hy eenvoudig na die bangbroek in ons groep gegaan, die papbroek geïdentifiseer en net vir hom gesê, luister Boeta, ek het klaar jou pa gebel, hy is op pad en hy is boos. Help jouself en vertel vir my wie jou vriende is. En net daar stort hierdie ouetjie in mekaar, nee meneer, dit was nie ek nie, dit was David, en Ek sal nooit die dag vergeet, toe meneer met ons kom praat het en hy roep die ouens uit die groep uit en hy sê nog, ek wil vir jou, en hy skiep my, ek wil vir jou, en ek wil nog sê, dankie liewe Jesus, maar so in die middel van my gebed, sê hy, en vir jou, in my kantoor sien, en ek dog, never mind. Daar het die polisie ons gearresteer, en voor die hele skool, in die vangwaas gegooi, wat ons die cheese vans in daai dae genoem het, en polisiestasie toe gery, en ons het die hele middag in die tronkselle spandeer. Wat ons nie geweet het nie, is dat gelukkig die skoolhoof en die polisie besluit het, dat ons eintlik net nodig gehad het om 'n baie goeie les geleer te word. So daar was geen rekord, geen arrestasie, niks gewees nie. Ongelooflik dankbaar daarvoor. Nou kom vertel ek julle hierdie verhaal. Wel, dis eenvoudig. Wanneer jy gearresteer word, wat is die eerste ding wat hulle sou doen? Jou vingerafdrukke neem. Op die 3 Mei 1903 het Sing Sing gevangenis van New York geskiedenis gemaak toe hulle die heel eerste gevangenisdiens was wat 'n databasis gemaak het van al hulle gevangenisse, of van hulle vingerafdrukke. Hierdie het later deel geword van 'n meesterdatabasis wat op rekord gehou word by die FBI. In 1982 was daar al meer as 200 miljoen individuele vingerafdrukke op hierdie databasis. Jaarliks help dit om ongeveer 1500 vermiste persone uit te ken en om en by 15.000 kriminele in Amerika agter tralies te plaas. Die rede hiervoor is natuurlik omdat nie een vingerafdruk dieselfde is nie. God sê vir ons in sy woord dat selfs die hare op ons kop getel is, wat vir my sê dat God ons intiem ken. Selfs ons unieke vingerafdrukke is nie onbekend vir God nie. 'n pragtige boek, The Ministry of Healing, stel dit vir my so mooi. He knows each individual by name and cares for each as if there were not another upon the earth for whom he gave his beloved son. God het jou uniek geskape. Daarom het God jou as individueel ontsaglik lief en is jy ongelooflik spesiaal vir hom. Jy is so kosbaar dat Jesus aarde toe sou kom en die kruis sou dra, al was dit net vir jou.
God wil vandag hê jy moet besef hoe kosbaar jy in sy oë is. Jy is sy kind en hy is ongelooflik lief vir jou.